Hallo julle. Vir die wat ek nou nog nie gegroet het nie. Ek hoop die APPM toets in die semesterweek of in die assesseringsweek was ook goed. Hoe was hy? Was hy moeilik of kan jy nie onthou nie? Hy was redelik oukei geweest. Dit was maar net die Bernoulli het my maar so 'n bietjie gevang en daar was een tweede orde DV wat ook soos hulle het 'n teorie vraag voor dit gevra, maar andersins was dit redelik oukei geweest. O, okay. As baie bly om dit te hoor. Okay, so julle skryf môre ehm skryf julle dan oor, as ek dit reg het, oor Unit 12 tot Unit 14. En julle het al oor dit, julle het tot by Unit 14 reeds die semesterweek of die assesseringsweek geskryf. So dit gaan als oor hierdie gedeelte, oor die method of undetermined coefficients. So ons wil graag weet, so ons het 'n dis deel van die tweede orde goeters en ons het nou daai IP gaan kry. En ek glo hulle sal ook net vir jou sê hoor hierso kry net die particular solution. So 5.4 en 5.5. Nou in kort, ek het dit laas ook gewys, maar kom ons wys dit mooi weer. In kort as jy dit het, y dubbel afleide plus p keer x y afleide plus qx y wat gelyk is aan e ter mag x. Kom ons vat dit sommer reeds die moeilik is. En dan enige polinoom. As daai polinoom net 5 is, dan is dit ook oukei. Dan kan jy net sê a. Maar my voorstel sal wees, kyk jy kan nou al raai ripa speel en jy kan sê ek gaan my IP net a e ter mag x maak. Reg? Maar een ding wat jy altyd kan gaan kyk is gaan kyk gou vinnig wat is hierdie oplossing, jou homogene oplossing. As jou homogene oplossing enigsins iets hierso bevat wat reeds daarso staan. Dit kan een ding wees of dit kan twee goed wees. Dan weet jy outomaties, wag. Ek kan nie net A vat nie. Ek moet dalk eerder sê AX maal e ter mag x. Of as hy twee goede gevat het, dat jy eerder gesê wel maal nog 'n x, soos ax kwadraat of so voorts. Nou in plaas daarvan om nou die hele tyd te sê wel maal met x en maal weer met x en maal weer met x, dit kan dalk 2, 3, 4 keer gebeur. Sê ons eerder, of ek sal voorstel, maak eerder jou IP in so 'n geval, maak dit eerder net iets soos i e ter mag x. En dan moet jy nou net daai i gaan uitwerk. En daai i kan maar net uiteindelik net 'n a gewees het, of dit kan dalk 'n ax gewees het, of dit kan 'n ax kwadraat gewees het, maar ten minste het jy nie jou tyd gemors deur die hele tyd te maal met x, maal met x, maal met x nie. So dis 'n een manier wat dit kan voorkom en ons gaan nou 'n paar somme doen ook. Ander manier wat dit kan voorkom of 'n ander scenario is wat daarvan as dit 'n polinoom maal cosus plus 'n polinoom maal sinus. Nou een van hulle hoef ook nie daar te gewees het nie. Hierdie ouetjie hoef nie daar te gewees het nie. Al was dit net cos of al was dit net sin. Dan sal my voorstel wees om jou IP te gaan kies as die polinoom cos x plus 'n polinoom sin x. En wat bedoel ek heeltemal met daai polinoom? As daar ergens in daai polinoom sê maar x tot die mag 3 was en hier was x tot die mag 7, dan sou ek by al twee gesê het ax tot die mag 7 plus bx tot die mag 6 plus cx tot die mag 5 en sovoorts al die pad tot by wat ook al die getal is. Selfde hierso. So jy gaan kies net die hoogste mag en jy gaan skryf als in terme van dit neer. So dit sal my voorstel wees met daai. En omdat jou IC waarde kan miskien 'n sin vat en 'n kos vat. So dan gaan jy in elk geval as dit nie werk nie. Dit kom eintlik maar net daarop neer. As enigiets nie werk nie,
gaan maal net met extra x. Wanneer En dan daai die ekstra derde, X wanneer maal, yes, dan moet jy hom hierin ekskuus. gaan maal en hierin gaan Daai maal. ekstra X wanneer maal ons dit by die o, okay. Ja, dan maal jy hom regdeur. Dan die derde opsie is as die derde opsie is as hy nou half 'n kombinasie is. Hy's 'n kombinasie van hierdie ouetjie en hierdie ouetjie. Maar onthou ek gee nou die halfie ekstreem gevalle vir julle. Gewoonlik is dit nie so ver wat hulle dit vat nie is nog ietsie maklikers, maar ons gaan nou na 'n paar somme kyk. So dit is eerder mag x maal dan hierdie hele storie hier. Wat doen mens dan? Nou daar's klomp opsies wat jy kan doen, maar ek sal sê die beste opsie is dan weer om te sê dis y keer eerder mag x. Soos jy kan eintlik hierdie opsom deur te sê, weet jy wat? Die oomblik as ek eerder mag x het, gaan ek net sê y eerder mag x. Dis eintlik maar die kort opsomming. So, kom ons gaan kyk na 'n paar somme en in die handboek is dit hoofstuk 5.4 en hoofstuk 5.5 as jy jou handboek dalk volg. So kom ons kyk hierso na 'n paar. Kom ons vat sommer hierdie netjie hierso. Ek gaan nou op die bord sit. Ons begin sommer met hom. So en die vraag is net om 'n partikulêre oplossing te kry. Hulle vra nie vir die hele oplossing nie, maar ons kan in elk geval net vandag loer wat moes mens gedoen het as mens die hele oplossing moes gekry het. OK. So dan gaan ons net hier neerskryf. Y dubbel afgeleide plus 2y afgeleide plus y is gelyk aan e ter mag 2x maal negatief 7 negatief 15x plus 9x kwadraat. Nee, jy kan as jy wil gou vinnig net gaan kyk wat is die antwoord vir IC? Wat sal dit wees? En jy stel dit mos nou net gelyk aan 0, jy daai hele r storie, die r kwadraat plus 2r plus 1 in die geval. En as jy dit gaan doen het, dan sou jy gekry het die antwoord is net daar's net een antwoord en dit is min 1. So dit is c keer e tot die mag min x plus c2 c2x e tot die mag min x. So klaar kan ek sien hy kom daarmee daarvoor nie. Maar in elk geval het ek gesê as jy so ietsie kry, is dit beter om net te sê ek gaan my IP kies as y keer e tot die mag 2x. So wat is die y afgeleide? So ek gaan eers my tyd probeer mors deur te sê dit is e tot die mag 2x maal ax kwadraat plus bx plus c nie. Want dit gaan heel moontlik so wees, maar dalk is dit nie. Dan moet ek alles weer oordoen en regdeur met 'n x maal. So in plaas daarvan om dit die hele tyd te doen, sê ek net van die begin af, weet jy wat, ek dink dit is net iets met y en dan gaan ek net vir y oplos. So die afgeleide is y afgeleide e tot die mag 2x plus y maal e se afgeleide, so dit is 2 e tot die mag 2x. Die dubbelafgeleide is dan y dubbelafgeleide e tot die mag 2x plus 2y afgeleide e tot die mag 2x plus 2y afgeleide e tot die mag 2x plus 4y e tot die mag 2x. Dan stel dit alles nou daarin. Dan kyk ons wat ons kry. Dis die tweede afgeleide plus 2 keer die eerste afgeleide plus die eerste afgeleide net so. Wat gelyk is aan daai storie daar.
Ek gaan sommer van die begin af net gou gaan deel met e to die mag 2x. Dan het ek i dubbel afgeleide plus 4i afgeleide plus 4i plus 2i afgeleide plus 4i plus i is 9x kwadraat minus 15x min 7. Dus i dubbel afgeleide plus 6i afgeleide plus 8i. Sorry, dit is ons sommer plus 9i. Wat 9x kwadraat min 15x min 7 is. En nou sit ons weer met 'n ander probleem. Want nou beteken dit ons het nou weer terug waar ons half in die begin was. So ek moet nou weer 'n IP gaan kry, 'n particular solution vir hierdie netjie. So gaan kry nou net 'n particular solution vir IP. En ek kan sien dit is net 'n gewone polinoom. So ek gaan sê dis ax kwadraat plus bx. So dis eintlik 'n lekker som hierdie, want hy toets sommer 'n paar goeders. In die eerste afleide is 2ax plus b. Dan die tweede afleide is 2a. Gaan stel dit nou hierin. Dan het ons 2a plus 6 keer 2ax plus b plus 9 keer ax kwadraat plus bx plus c. En dit alles moet gelyk wees aan 9x kwadraat minus 15x min 7. So ons sit met 2a plus 12ax plus 6b plus 9ax kwadraat plus 9bx plus 9c. Kry net al jou x kwadrate bymekaar. 9a x kwadraat. Kry al jou x'e bymekaar. 12a plus 9b en kry al jou konstantes bymekaar. 2a plus 6b plus 9c. So, dit beteken 9a moet gelyk wees aan 9. So a is 1. Dan 12 keer a plus 9b moet gelyk wees aan min 15. So 12 plus 9b is min 15. So 9b is min 27. So b is dan net min 3. En 2 keer a plus 6 keer b plus 9 keer c moet min 7 wees. So kom ek wys net wat ek gedoen het die hele tyd. Daai en daai is gelyk. Daai en daai moet gelyk wees. Wat ek hier gekry het. En die moet nog gelyk wees. So as dit 2 minus 18 plus 9c is min 7. So 9c is dan linkerkant het ons min 16 gekry. En dan word hy plus en net, so dit is 9. So c is 1. So daarom is die IP, ons het gesê IP is ax kwadraat plus bx plus c. Die IP is dus x kwadraat minus 3x plus 1. En dit gaan dan uiteindelik my IP wees. Want my IP was i maal daai, en ek het dit nie i gehad nie, maar uiteindelik het ek die i gekry. Die i is net die particular solution. Want die complementary solution is mos nou half ingebou in die voriges ook. So daarom is die uiteindelike IP is e to die mag x
maal x kwadraat minus 3x plus 1. Soos ek sê, daar was eintlik nou 'n lekker som, want ons moes twee goed gedoen het. Ons moes besef het toe ons hier gekom het. Kyk, sê nou maar ons het hier gekom, net vir julle wys. Sê maar jy het hier gekom en dit was iets redeliks eenvoudigs. Iets soos y dubbel afgeleide is gelyk aan 9x kwadraat. Dan sou jy gesê het y is net die integraal, so dit is 3x tot die mag 3. En y van dit is dan net x tot die mag 4. 3 op 4 x tot die mag 4. Jy sou byvoorbeeld so iets gedoen het. Dan het jy klaar vir y. Maar ongelukkig moes ons weer 'n IP gevat het. Yes, Aiden. Haai Gustaf, ek wil net seker maak of ek nie nou iets gemis het nie. Maar moet dit nie e tot die mag 2x wees nie of het ek Ag, 'n sorry. stap iewers genoem? Yes, dis e tot die mag 2x. Hy was oorspronklik e tot die mag 2x. So ek moes net gesê het e tot die mag 2x. Dankie. Dis reg, dankie. So kan julle sien as die particular solution, as jy besig is met die storie en dit werk weer as jy eintlik half terug in 'n loop waar jy vroeër was, gaan dan net aan met IP en dan vat jy hom net verder. OK, kom ons kyk. Kom ons kyk dalk na iets wat x'e bevat of sinne of so ietsie. Kyk wat sien ek hierso gaan lyk so. Al hierdie is die en hulle kan randvoorwaardes ook vir mens gee. Dan gaan kry ons nou maar net jou IC waardes en hierso is nou nie C waardes hier nie. Maar hulle kan dit ook so gee. OK, ek wil net hierso kyk vir die wat sinne en kosse en so ook bevat. OK, kom ons kyk hierso. Kom ons kyk na hierdie. Dink hy sal lekker wees. So dis daai netjie van die 8 sin eenheid. OK. So ek gaan hom hier neerskryf. So ek het nou ons het nou net die vorige som was basies 'n som soos opsie 1. Nou wil ek 'n som doen soos opsie 2 of scenario 2 of geval 2 wat kan plaasvind. En weer eens is dit net die particular solution. So ons hoef net die particular solution te kry. So is 12 plus 20x plus 10x kwadraat en ek het nou juist hierdie gekies wat die een polinoom verskil van die ander polinoom. Die een polinoom verskil van die ander polinoom. So, my strategie wat ek nou neergeskryf het, toe ek vir julle gesê het wat julle moet doen of wat 'n goeie opsie is om die IP te gaan kies as die polinoom kos plus 'n polinoom dit. En toe sê ek vir julle, jy vat in elk geval die grootste mag hierso. So in die geval is die grootste mag x kwadraat. So ek gaan my IP gaan ek kies as ax kwadraat plus bx plus c plus dx kwadraat plus ex plus f. Hierdie werk vat dit vrek lank. So die eerste afleide is 2a plus b cos x plus actually dan minus ax kwadraat plus bx plus c sin x plus 2dx plus e maal sin x plus dx kwadraat plus ex plus f cos x. En die dubbel afgeleide sorry, hier moes 2ax gewees het. Besef ek nou. Die dubbel afgeleide is dan 2a cos x
plus minus 2ax plus b sin x. So ek is nou eers klaar met hierdie eentjies afleide. Dan negatief 2ax plus bx mal sin x minus ax kwadraat plus bx plus c cos x. So dit was nou daai hele een se afleide is hierdie eentjie. Soos julle kan sien, dit vat regtig baie lank. Plus 2d sin x plus 2d x plus cos x. Dis daai netjie se afleide. En dan die laaste netjie se afleide plus 2dx plus cos x minus dx kwadraat plus ex plus f sin x. En dit was nou daai netjie se afleide. Nou, ek twyfel dat julle so lank ene gaan kry in 'n gewone klastoets, want dit vat regtig lank. Soos die tweede afleide, dis hier netjie hier. Plus 3 keer plus 3 keer die enetjie hier. Plus 2 keer, ja, hierdie gaan nou seker die hele aand vat om te doen. Plus 2 keer daai enetjie daar. En dit moet als gelyk wees aan daai stuk daar. Nou, julle kan dit maar gaan doen, soos ek sê, dis nogal vrek lank. Ek het nie so baie spasie in my bladsy nie. En ek skryf klein. Nou, wat jy nou op die einde van die dag gaan doen is, as jy nou hierdie ding gaan uitwerk, jy gaan iets hierso hê, iets, as jy al jou kosse bymekaar maak, plus jy maak al jou sinne bymekaar, en die regterkant bly mos die regterkant. Wat daar is. Dan kan jy mos net appels met appels vergelyk. So jy kan net sê, alles hier binne moet gelyk wees aan al daai, en alles hier binne moet gelyk wees aan daai. So vir argument van Dawid, dalk in hierdie pers het daar uiteindelik gestaan ax tot die mag 2, of kom ons sê, as jy het gefaktoriseer het, a plus b plus c x kwadraat plus c plus d x plus net byvoorbeeld. Dan weet jy, okay, hierdie stukkie hierso moet 10 wees, hierdie stukkie hierso moet 20 wees, en is dan 12, byvoorbeeld. En dieselfde hierso. Maar die gaan nou vrek lank vat. Maar sien julle daarmee die idee? Sien julle reg, maak dit daarom sin. Wat om te doen? Okay. Kom sê dalk nou nog enetjie. Hoopelik is dit nie een wat so lank gaan vat nie. Kom ons kyk nou na enetjie wat ek daai derde opsie wat ek vir julle gesê het, dat hulle dit kan vra miskien. So kom ons vat net hierdie enetjie hier. So hy is tegnies soos daai derde opsie, en ek sal nou wys hoekom ek so sê. Want wat sien ons? Ons sien dis e ter mag x en 'n sin. So dis nie soos daai eerste enetjie wat net e ter mag x is in 'n polinoom nie. Dis ook nie hierdie enetjie wat 'n polinoom en 'n sin of cos is nie. Dit is e en nog 'n polinoom van sin of cos. En al kom net een voor, jy moet nog steeds al twee doen.
So y dubbel afgeleide plus y afgeleide, sorry, minus, plus y is gelyk aan 1 ter mag x maal, ek gaan net skryf eerder x plus 2 sin x. So my voorstel was, as jy so iets kry, is om eerder te sê, weet jy, ek gaan my IP kies, as weer net y maal e ter mag x. So IP is afgeleide, is y afgeleide e ter mag x, plus y e ter mag x. IP dubbel afgeleide, is dan y dubbel afgeleide e ter mag x, plus y afgeleide e ter mag x, plus y afgeleide e ter mag x, plus y e ter mag x. So as ek het gaan instel, dan gaan ek hierdie stuk, minus daai stuk, in hakies, so daai tweelingkie word eintlik net ook negatief, plus daai ander stuk. En dit moet wees e ter mag x, x plus 2, sin x. So ons gaan deel met 'n e ter mag x regdeur, en ons sit met y dubbel afgeleide. Julle moet net kyk of ek reg doen, plus y afgeleide. Daai gaan uitkanselleer, so plus y. En dit is x plus 2 sin x. Hier is ook eintlik 'n lekker vraag. Want nou is ons weer terug by, sê maar, scenario 2. Ons is nou weer terug hier by scenario 2, waar ons 'n polinoom van cos het, of 'n polinoom van sin het, of hulle twee gekombineer. So, nou moet ek, en hier is nie te maklik om dit te integreer nie. So ek moet nou 'n IP gaan kies as ax plus b sin x plus cx plus d cos x. Want dit is dus die tweede opsie. So die eerste afgeleide is net a sin x plus ax plus b cos x plus c cos x minus cx plus d sin x. En die tweede afgeleide is a cos x plus a cos x minus ax plus b sin x. En om te wys wat ek doen, hierdie se afleide is hierdie. Hierdie se afleide is hierdie. En dan minus c sin x. So daai se afleide is hierdie nou. En dan minus c sin x minus cx plus d cos x. So sy afleide is hierdie nou. So ek moet nou weer hierdie hele storie. Hy is dalk nie so erg lank soos die vorige nie, maar is nog steeds lank. Daai ene plus hierdie tweede ene. En dan plus daai eerste ene. Dit moet alles gelyk wees aan x plus 2 sin x. Tegnies plus 0 cos x.
As ons al ons kos x'e bymekaar maak, dat ek A plus A minus CX minus D plus AX plus B plus C plus CX plus D. Plus, as ek al my sinne bymekaar maak, het ek negatief AX min B minus C minus C plus A minus CX min D plus AX plus B en dis dit. En dit is steeds net gelyk aan daai regterkant. So daarom, hierdie stuk hierso, wat is A, hierdie gaan uitkanselleer, daai netjie en daai netjie. So is dit AX, klomp om, en dan plus klomp konstantes. Die D's gaan ook uitkanselleer, sien ek nou. Die C's gaan ook uitkanselleer. So is net plus 2A plus B. Dit moet gelyk wees aan 0. Maar dan moet ons nou kos, by die kos is daar mos 'n 0 vooraan. En hier, as ek 'n X uithaal, hulle gaan kanselleer. So is dit negatief C plus al my konstantes. Die B's gaan uitkanselleer. So is negatief 2C oor N plus A. Plus A, negatief 2C min D. En dit moet gelyk wees aan X plus 2. So, my negatief C moet gelyk wees aan 1. So daarom is C 1. En dan A minus 2 minus D moet gelyk wees aan 2. So ons het eintlik nou te veel onbekendes. Maar hierso het ons nie eintlik onbekendes nie. AX, al wat hierdie sê, hierso staan ons eintlik, ons dalk het beter geskryf het. Hierso staan eintlik mos nou 0 keer X plus 0. So dit beteken dat hier eers in die uit is A is 0 en want dit is mos 0 daai hele storie. Dit moet gelyk wees aan 0 keer X plus 0. So A is 0 en 2A plus B moet vir jou 0 gee. So B is ook 0. So hierso as A 0 is, dan is negatief 2 min D is 2, so min D is dan 4, so D is dan net min 4. So daarom uiteindelik is ons IP A plus B van sin plus C plus D van kos. So is eintlik maar net daai. So die IP uiteindelik het ons gesê is I EX. So dis dan uiteindelik E ter mag X min 4 cos X. Maak dit sin dat julle gevolg wat ek gedoen het of het ek ergens 'n fout gemaak? Of lyk dit daarom reg sodat ons wat ek gedoen het? Ag, ja. Daai by die kos is mos 0 en daai by die sin is die X min X plus 2, ja.
OK. Ek hoop dit maak vir julle sin wat ons hier gedoen het. Maar soos julle sien, dit vat net lank. Maar ons bly ons het darm 'n opsie van elkeen gedoen. Ten minste een opsie van elkeen. Of kan julle sien hoe ek ergens 'n berekeningsfout gemaak het? Ek kan nie nou dadelik sien nie. OK. Maar ja, dit vat net nogal baie lank. Kom ons kyk dalk na enetjie wat hopelik nie so lank vat nie. Ons kyk net na hierdie. So y dubbel afgeleide plus 4y is negatief 12 cos 2x minus 4 sin x. So dis daai hele ding van die polinoom storie. Sorry, dis 2x hierdie. So dis soos daai opsie 2. So ek gaan my IP waarde kies as a cos 2x plus b sin 2x. So die eerste afgeleide is negatief 2a cos 2x plus 2b. Ag sorry, jy moet nie sin wees. Plus 2b cos 2x. Hy dubbel afgeleide is negatief 4a cos 2x minus 4b sin 2x. So gaan stel dit in daai oorspronklike ding. Soos daai netjie. Plus 4 keer y, soos plus 4a cos 2x plus 4b sin 2x. En dit moet gelyk wees aan daai waarde daar. Groepeer al jou kosse bymekaar. So negatief 4a plus 4a en groepeer al jou wat is bymekaar, maar dit gaan net 0 wees. So jy kan nou al sien dat hier gaan staan 0 plus 0 is gelyk aan daai. Wat beteken ek het eintlik aan die begin 'n fout gemaak. En hoe kon ons dit geweet het? As jy hierso jou ding gaan doen het, jou complementary solution gaan kry, dan so gesê het 1, 4 en 0. So die antwoorde, een antwoord is 0 en 'n ander antwoord is min 4. So dit beteken jou IC sou gewees het C1 e ter mag 0x plus C2 e ter mag min 4x. Wat dan nie daar teenwoordig is nie. Ek moet kyk of ek 'n fout gemaak het. Dis 1, 4 en dan 0. So dis mos nou min 4. So hulle is nie hier teenwoordig nie. So ek kon nie dalk van die begin af gesien het dat ek met 'n x moet gaan maal nie. Maar omdat hierdie nou verkeerd uitgewerk het of nie lekker uitgewerk het nie, want hierdie netjie kanselleer met ene en die enetjie kanselleer met die enetjie. Beteken dit ek moes dalk eerder my IP gaan maal dit met 'n x. So as ek nou eerder gaan maal met x, dan gaan ek sê my IP is ax cos 2x plus bx sin 2x. En kom ons gaan kyk of hy dalk nie vir mense beter antwoord kan gee nie. So die eerste antwoord gaan dit wees eerste afgeleide a cos 2x plus ax eintlik negatief
um 2ax sin 2x plus bx sin 2x. Nou, sorry, net plus b. Plus bx, twee keer bx cos bx. En dan die tweede afgeleide is negatief 2a sin 2x minus 2x, 2a sin 2x minus 4ax cos 2x. Dit wys wat ek doen. Hier netjies afgeleide is hier. Die netjies afgeleide is hier. Plus 2b cos 2x plus 2b cos 2x maal of minus 4b x sin 2x. So daai netjies afgeleide is daar en daai netjies afgeleide is daar. So hopelik gaan ons nie hierso weer 0 0 0 0 is gelyk aan 0 kry nie. Anders as dit is, moet ek weer maal met 'n x. So die tweede afgeleide plus 4 keer die funksie net so. Moet gelyk wees aan daai waarde daar. So kom ons kyk as ons die cos 2x eers uithaal. Cos 2x, wat bly oor? Negatief 4ax plus 2b plus 2b plus 4ax en dis dit. Dan as ek die sin enetjie gaan uithaal, negatief 2a negatief 2a minus 4bx plus 4bx. En daarom werk dit uit dat 4b moet gelyk wees aan min 12. So daarom is b gelyk aan min 3. En negatief 4a moet gelyk wees aan negatief 4. So a is net 1. So hy het daar 'n bietjie beter uitgewerk. So daarom my IP waarde is dan net a soos x cos 2x minus 3x sin x. En daar het ons hom. Is julle reg met hom? Enige vrae dalk? Niks nie. Okay, kom ons kyk dalk net na 'n som wat dalk randvoorwaardes ook het, want ons het nog nie na so 'n netjie gekyk nie. So ons gaan hopelik is hierdie netjie nie te rof nie. Kom ons kyk na hierdie netjie wat 'n randvoorwaarde het. Y dubbel afgeleide minus 4y afgeleide minus 5y is
9. Nou jy kan eintlik net sowel gesê daar staan e mag x maal 9 plus 9x. As jy nou wonder, is dit 'n polinoom voor en nog 'n polinoom agter? Dan sê net weet jy wat, dis net een polinoom wat ek daar maal om die lewe net makliker te maak. Y van 0 is 0 en y afgeleide van 0 is min 10. Dis eintlik maar net om jou YC waarde te kry. Want nou moet ons die hele vraag oplos. Dis nie net die particular solution nie. En maar hulle sal spesifiseer vir jou wat jy moet doen. So hierdie opsie is soos daai enetjie wat ek gesê het van die polinoom. Wat ons net eerder mag iets het, polinoom. So ek gaan maar vat as particular solution om eerder mag 2x te wees. Jy dan sien nou ook 'n x ter mag 2, eerder mag 2x gehad nie. Waar was hy? Hierso. So ek gaan net al hierdie goeders kopie. Dis mos dieselfde nou. Dan hoef ek nie alles weer te skryf nie. So ons het dan hierso hierdie netjie minus 4 keer hierdie netjie minus 5 keer daai netjie. Wat gelyk is aan daai. Nou jy kon as jy wou. Oeps. Jy kon as jy wou eerder gesê het jy gaan jou IP gaan jy eerder hê dit is AX plus B maal eerder mag 2x. Jy kon dit ook gedoen het as jy wou. Maar soos ek sê, dis dalk net makliker om met te werk, want miskien sien jy o, mag ek moet met 'n ekstra x gaan maal het. En dan mors mens se tyd. So daarso deel ek met eerder mag 2x deel ek mee. En ek sien ek het 'n I dubbel afgeleide plus 4i afgeleide. So ek is klaar met hulle. Plus 4i minus 4i afgeleide minus 8i minus 5i. Dis 9 plus 9x. So daai twee kanselleer ook. En dan sit ons met i dubbel afgeleide 4 minus 9i, nee. Nee. Minus 4, ja, minus 9. En ek moet net kyk of ek reg gemaak het. En is 9 plus 9x. So ons nou weer hierso nou 'n ander ding doen. Ons nou hierso weer 'n IP gaan kry. So IP kies ek as AX plus B. IP afgeleide is A. En IP dubbel afgeleide is 0. So ek het basies 0 minus 9AX minus 9B wat 9x plus 9 moet wees. So A is min 1 en B is min 1. So daarom is die particular I is min x min 1. Min x min 1. So daarom is die IP is I min x min 1 maal e ter mag 2x. Jy kan dit seker beter opskryf en sê dit is negatief e ter mag 2x maal x plus 1. Maar die vraag was, ons moet die finale oplossing kry. Soos ek sê,
ek hierdie gedeelte van die werk fokus eintlik op die particular solutions, want die ander het julle nou al baie gedoen, maar ons moet nog steeds nie vergeet dat hulle miskien kan vra vir die volledige antwoord nie. So as ons na die volledige antwoord kyk, wat gaan ons R hierso wees? Dit gaan wees 1 min 4 en min 5. So ons gaan 2 R hê. R1 is 5 en R2 is min 1. So ons complementary solution gaan wees C1 e ter mag 5x plus C2 e ter mag negatief x. So dit beteken die finale antwoord tot hierdie vraag, of nog nie die finaal nie, is daai plus daai. Ons y op die einde is daai plus daai. Maar ons het randvoorwaardes. So as ek nou 0 gaan instel, dat ek C1 plus C2 minus 1 maal met 1. So is dit minus 1. Dit moet 0 wees. So C1 plus C2 moet 1 wees. En as ek die afleide kry, kry ek 5C1 e ter mag 5x minus C2 e ter mag min x minus 2 e ter mag 2x maal x plus 1 minus e ter mag 2x maal 1. So as ek 0 hierin vervang, dan kry ek 5C1 minus C2 minus 2 minus 1. En dit moet negatief 10 wees. So 5C1 minus C2 moet negatief 7 wees. Dan los jy net hierdie twee vergelykings gelyktydig op en jy kan sommer net van jou sakrekenaar gebruik maak. So ek kry dan vir C1 as min 1 en vir C2 as 2. So daarom die finale antwoord van y is negatief e ter mag 5x plus 2 e ter mag min x minus e ter mag 2x maal x plus 1. So ons het nooit die randvoorwaardes natuurlik gebruik vir die particular solution nie. Ons het dit meer gebruik vir die complementary solution en natuurlik die finale antwoord. Is jy reg? Enige vrae? So dis in kort, ek dink ek het nou iets van alles gedek waaroor hierdie 3 hoofstukke gaan of 3 leereenhede. Dis eintlik maar net hierdie wat mense moet onthou en dan moet mense net onthou dat as jy ergens vasbrand, maal met x wat ons gesien het en hom kan ek nie vroeër eintlik waar was hy? Hier eentjie hierso. Ek kon nie hom vroeër gespot het dat ek met 'n x moet maal nie want hierdie antwoorde was nie daar teenwoordig nie. Maar dit het vir my uitgewerk dat ek met 'n x moet gaan maal. Dis een ding, die ander ding is as jy nou daai u storie het en hy is nie lekker nie. So hy is weer basies 'n tweede orde of selfs 'n eerste orde. Dan moet jy maar net weer 'n IP gaan kry en net amper dieselfde doen as wat jy gedoen het met 'n IP. En dan solank jy net jou IP dan kry. En hy is dan natuurlik daai I daar. So dan weet jy wat jou IP is. So dis eintlik maar die in kort die gedeeltes wat mens net moet vooruitkyk. Is daar enige vrae? Niks vra nie.
OK. Sterkte dan vir môre en dan weet soos wat julle deur die werk gaan as julle ergens vasbrand of vashak, dan help ek graag. Besiens julle goed gaan.